Goeiedag, baie welkom by ons volgende aflewering van Lewe in die Lig. Ek is Johan Engelbreg en saam met my is Dani en Daniel Beson. Goeiedag julle. Goeiedag. Hallo Johan, lekker om saam te wees en met die luisteraars. Ja, is lekker. Ons het die hele tyd kuier ons oor verskillende onderwerpe. Ons het begin met hoe kom ek in 'n verhouding met God? Hoe word ek gedoop? Die ware doop van gelowiges. En dan dooping in die Heilige Gees het ons verlede week behandel. En ons gaan nou behandel van hoe wandel ek met God? Hoe groei ek saam met die Here? Wat moet ek doen? En ek wil begin met 'n skrif wat in Johannes 15 vers 5 het hy sê, ek, en dis Jesus, is die wynstok, julle die lote, wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug, want sonder my kan niemand niks doen nie. Ek dink dit som dit nogal mooi op net daar nie. Ja, baie mooi Johan. Dit gaan oor 'n verhouding mos. Ja. Ons ontmoet iemand en nou moet ons 'n verhouding met hom bou. So ons moet hom leer ken, hy moet ons leer ken en ons moet ons lewe aan hom oorgee, want dit is wat ons gedoen het toe ons na hom toe gekom het gesê, Here, hier is my lewe en ons is nou ingeënt op daai wynstok. So dit wat deur sy are vloei, kom in ons. En daarom moet ons die verhouding met hom bou en die Heilige Gees toelaat om ons te laat word soos Jesus. Maar gebeur dit natuurlik, Daniel, of is daar iets wat ek ekstra moet doen om hy vloei reg te hou? Ja, ek dink dit is soos maar met enige verhouding, dit is jou vader en as jy nie tyd met daai persoon spandeer, ek kan maar kyk as ek nie met my vrou tyd spandeer nie, raak ons maar later konnierig vir mekaar en mens kom nie by mekaar uit nie en mens, maar sodra jy tyd spandeer is outomaties meer lief vir mekaar en jy hoor hoe dit gaan. Dit is amper soos 'n verhouding met jou vrou of met jou kind of met 'n vriend. Dis iemand wat jy daagliks mee moet kommunikeer en ek dink dis seker die belangrikste kommunikasie wat ons eintlik baie afskep. Ons het baie vriendskappe en verhoudings baie keer by die Here, so ek dink as ons nie, soos ek dink hierson Matteus 6 vers 6 sê, wanneer jy bid, gaan na jou stilste vertrek in die huis en maak die deur agter jou toe, sodat jy daar in alleenheid tot jou Vader kan bid en jou Vader wat alles weet, sal jou beloon. Ek dink dit is amper 'n two-way street, soos die Engelse man sê. Ja. As ons nie tyd met die Here spandeer, jy gaan ons nie kan beloon nie, want ons gaan nie weet wat hy wil sê nie, ons weet nie wat sy rigting ons toe moet gaan, en ek dink dit is maar met enige gelowige, as daar nie tyd met hom spandeer word, en dan gaan hy loetjie vrek, wat hy korrie water, ons korrie Here se lewende water in ons, dat ons kan vrugte dra, sy Gees daai vrugte dra, wat ons laas ook van gepraat Ja. het. Maar is dit net sê nou maar in die oggend of in die aand wat ek hierdie gebed in stilte tyd ding moet doen daar nie, of kan ek dit enige tyd doen? Ja, die mens moet 'n Christus lewe lei. Jy moet toelaat dat die Here se Gees deur jou beginne werk en om toewyding tye aan die Here te hê is ontsettend belangrik. Dit help ons om te groei in Christus, om saam met hom te wandel, om sy stem te hoor. Soos Daniel gesê het, as hy nie met sy vrou tyd spandeer nie, dan mis hulle mekaar. Ja. En ons verstaan nie mekaar nie. Maar soos jy het my nou gevra van, is dit een oomblik, dis nie net een tye, seker soggens 'n gebedjie, saans 'n gebedjie, middag 'n gebedjie, 'n versie lees, dis nie waaroor dit gaan nie. Dit gaan oor 'n verhouding met die Here, waar die Here ons wil elke dag gebruik in sy diens, en dis nie net vir 'n pastoor of 'n dominee nie, dis vir elke gelowige. Ja. Ons het almal 'n bediening in Christus ontvang, en ons moet ons in hierdie bediening, moet ons versterk deur met hom te praat en hom toe te laat om deur ons te werk. Dit is waaroor dit gaan. So dis 'n aanhoudende vloei van die Here se Gees deur ons om sy wil te doen en so te leef. Maar sê nou, ek maak nou 'n fout dan. Moet ek nou weer by nommer 1 begin, waar ons begin het van, kom nou 'n verhouding met God, of hoe werk dit? Nee, ek dink soos ek as jy 'n kind van die Here, soos jy gered en ons almal maak foute, mens gaan kyk selfs in die Bybel, in die Psalms na Dawid, hoeveel foute hy gemaak het, en die Here het hom nog steeds 'n man na sy hart toe geroep, en ek dink dit was net om eerlikheid voor die Here te hê en te kan sê, Jesus, ek het nou droog gemaak. Ja. Jy moet my nou vergewe, en soms is ons nog hardkoppig ook, en dan
wat dit is wat die duiwel ook baie keer doen as ons 'n sonde gedoen het, dan dink ons die Here wil nie met ons praat nie, maar eintlik wil hy juist dan nader aan ons trek en met ons tyd spandeer. En ek dink Dawid self, dit was dit hier Nathan wat hom kom sê het skape, en toe besef hy, jy sê ek het actually nou droog gemaak, ek moet nou gaan om verskoning vra, en ek dink dit is al waar dit gaan, dit is 'n verhouding, ek en my vrou maak ook soms foute, so my ma en my pa praat altyd van kort sinnetjies en dun lippies, maar dis dan om dan te gaan, en as jy voel daar is so ongemaklikheid in die lig, om dit dan so gou as moontlik uit te klaar, as wil die mense nou wag, anders dan gaan 'n ongemaklikheid my altyd daar wees, en ek dink dieselfde met Jesus, as jy mens tyd met hom spandeer, en toelaat dat die Gees in jou hart praat, as jy iets verkeerd gedoen het, gaan hy jou nie wegdraai nie. Ek dink dit hy is so vergewende Vader, en ons het gepraat van die sanctification, die heiligmaking, en dit is deel van foute maak. Ons is mense met vleese wat foute maak, en as ons nie te genoeg tyd met die Here spandeer die baie keer, maak ons makliker uit foute ook. Ja, want dis ook ek dink altyd aan hier nog, uit 'n wandel met God gehad. Dis my so mooi as dit sê. 'n wandel beteken vir my, hy het nie net gesit, hy het in sy daaglikse loop, alles wat hy gedoen het, was die Here deel van sy wese gewees, van sy lewe. Hulle het ons die storie vertel van die dogtertjie wat in die sonndagskoolklas was. En toe vra die ma by die huis, wat het julle vandag geleer? Toe sê sy, hulle het van Henog geleer. Toe sê sy, nou wat het julle nou van Henog geleer? Sy sê, nee mamma, liewe Jesus en Henog het gaan tee drink. En toe het hy dit so geniet, hy het sommer daar gebly, hy het nie teruggekom. So dit was vir my so 'n mooi verduideliking van wandel met God. Om deel van hom te wees en hy deel van jou. Want ons is mos nie meer deel van die wêreld nie. Ons is in die wêreld, maar ons is nie van die wêreld nie. Die wêreld ons is hier, sodat ons 'n verskil kan maak, en ons is ambassadeurs van ons land. En as jy ambassadeur van 'n land is, dan kry jy opdragte van hom, wat jy moet uitvoer in daai land. Ons het ou gekry, so 'n tyd gelede by ons, wat hulle maar sommer weggejaag het uit 'n land uit, wat 'n ambassadeur daar was. So, ons moet ambassadeurs van Christus wees, en daarom moet ons gedurig verhouding hou met hom. Efesiërs sê, ons sit saam met Christus in hemelse plek, so ons leef saam met hom in 'n verhouding, in 'n krom en 'n verdraaide geslag, in hierdie bose wêreld, wat ons dink jy kan ewig hier bly, maar wat net vir 'n kort tydjie is, leef ons uit die ewigheid, bring ons hierna toe, sodat mense kan ervaar ons te verhouding met die Here. Kan ek hierdie skrif lees? Hebreërs 12:14 sê, jaag die vrede na met almal, en die heiligmaking, waarsonder niemand die Here sal sien nie. Dis 'n geweldige sterk vers hierdie. Soos wat hy gesê het, niemand sal die Here sien as jy in die koninkryk gebore word nie, Johannes 3. So sal hy sê ook hier, sonder om 'n verhouding met die Here te bou, gaan ons nie die koninkryk sien nie. Want hy soek mense wat hom aanbid. Hy soek mense wat hom vrywillig aanbid. Hy soek mense met wie hy 'n verhouding kan hê, en hulle opdragte gee hier om sy werk te doen. So dis 'n voortdurende praat met die Here, in die Here, by die Here, saam met die Here, want hy woon in ons. Hy is deel van ons, en hy wil hê ons moet saam met hom 'n verhouding bou, saam met hom leef, en saam met hom groei in Christus. Maar moet ek nou, want baie keer hoor mense in kerke, mense bid, of praat anders as wat hulle gewoonweg praat. Moet ek so praat as ek nou by die Here is, Daniel, of hoe werk dit? Ek dink dit is maar net belangrik, die Here kyk na jou hart, met al hierdie mooi woorde vir die Here, wat ek dink is al vergelyking van, wat is dit van die ryk man, en wat sy naam moet gewees, Lazarus, wat ook dan die een het so heilig gebid, en al hierdie hoë woorde gebruik, en die ander was net plat op die grond, en nederig, en sê, Here, ek is maar eintlik 'n sondaar, en ek het U so nodig, en Here, dink ek ag dit baie meer as ons net eerlik en opreg is met hom, as wat ons al hierdie hoë woorde bid, en ons harte is eintlik nog vuil binne-in, omdat ons dink ons is beter as ander. En dit is eintlik net so mooi, daai toe later wat hy die een mos in die hel was, en die ander sê, ek kan jy nie net vir my ander mense gaan vertel nie. Maar die Here is net so, hy wil eintlik net, ons moet eerlik en opreg met hom wees. Ek dink dit is die belangrikste. En as ons eers begin luister na al hierdie hoë woorde, dan word nou die dag het 'n ou pastoor toe laat hy ChatGPT vir my op gebed skryf, maar hy lees hierdie gebed, maar is die mooiste gebed wat jy nou in 'n lang tyd gehoor het.
En hy sê, wat is die verskil tussen hierdie gebed en my gebed teenoor die Here? Is daar is al hierdie mooi woorde, maar daar's nie 'n hart of 'n siel agter dit nie, wat dit opregtheid, so jy kan al die mooiste gebede in die wêreld lees, maar as dit nie met 'n opregte hart kom nie, hoor die Here dit nie eers nie. Ek dink dit is so maklik soos dit. Ja, ek het eendag het iemand 'n vergelyking gebruik en dit is my so mooi. Hy sê as jou kind voor die yskas gaan staan, gaan hy tog die vra sê, "O, pa, kan ek 'n stuk kaas kry?" Hy gesê, "Pappa, kan ek 'n stuk kaas kry?" So eenvoudig soos dit is en dis tog waar ons is. Nie dat 'n mens dit verkleineer waar ons verhouding met die Here is nie. Ons ag hom, hy's heilig, hy's ons Vader, maar hy's 'n verhouding. Hy's 'n skootsit Vader. Hy's nie 'n Vader wat daai een kant is nie. Ek dink aan die verlore seun, vuil. Dit is nie varke, hy het nie gewas nie. Hy kom met al hy sonde kom hy na die Vader toe. Vader gryp hom en hy soen hom. Die Griek sê en hy soen hom oral oor. Om te sê jy's deel. Maar hy het sy vuilklere uitgetrek of en van skoonklere aangetrek. Maar hy soen hom eers. Hy trek hom eers nader. En dis belangrik, hoe Vader vir ons liefhet. Ja, ons moet jy weet baie kere mense dink om elke keer 'n kerkdiens by te woon gaan hulle heilig maak. Dis nie waaroor dit gaan nie. Jy kry ouens as hy sy kerkpak aan het, dan praat hy anderster, hy bid anderster. Môre broer, plaas van môre Johan, hoe gaan? Ja. En ek dink ons is verby daai gedeelte in ons verhouding met God. Hy wil hê ons moet 'n natuurlike verhouding met hom hê. Hy wil ons formeer om te wees soos hy is. Hy het aanstoot gekry by die Fariseërs omdat hy nie daai houding gehad het nie. Self op aarde. En hy wil hê ons moet dit wees. Ek meen Paulus het in die tronk gesit. Die arme mense het onder bome en bosse geslaap. Hulle was nie heiliges nie. Hy sê self, hy sê, wie het julle gesien in die woestyn kom? 'n man moet mooi klere aan. Hy sê nee, een moet wat het hy oor sy Johannes die Doper, 'n kameel kros of iets oor sy skouers gehad, en hy het wilde, wat ook al 'n heuning geëet. Jy weet, sprinkane in heuning. Hy was 'n normale, natuurlike ou, maar hy het gekom met hierdie nuwe lewe van die Here in hom en hy het 'n verandering gekom bring in hierdie wêreld. En hy wil normale mense hê. Maar dit sê nie ek moet normaal moet die wêreld se goed aangaan nie. Deel wees van die wêreld. Hy wil hê ons moet heilig wees. Wat beteken heilig? Om afgesonder te wees vir God. Ek kan nie hier loop en vloek en skel en te kere gaan raas soos wat ek wil en nou dink, ja, ek is 'n kind van die Here nie. Daar's weer 'n ander kant wat verkeerd is. Ek moet leef soos hy gelewe het. En as jy met hom 'n verhouding het, sal jy nie so leef nie. Want dan twyfel ek in jou verhouding. Want dis nie wie God is nie. God is heilig, afgesonder, oordentlik en al daai mooi goed wat daar is wat 'n mens oordentlik maak. So ons moet baie versigtig wees as ons sê dat die Here wil 'n normale ou, hy wil 'n normale ou hê. Hy soek nie 'n skynheilige nie. Maar hy soek 'n afgesonderde. Hy soek 'n afgesonderde heilige ou. Petrus sê wees heilig want ek is heilig. Sê God. So wees afgesonder vir my, leef met 'n verhouding met my, gaan in 'n verhouding met my sodat ek jou kan gebruik. Maar as ek nou daai groei met God die Vader het en my vriende wil nie saam met my groei nie, wat maak ek dan? Want dit is 'n moeilike ding. Jy begin nou hierdie pad stap, of jy nou op skool is en of jy ouer is, maak nie saak nie. Enige plek het ons mense wat om hom is, wat ons nou op pad mee gestap het. Nou kies ek om anders te lewe, nou wil hulle nie saam met die pad gaan. Hoe maak ek nou? Wel, Johan, ek het in my lewe, toe ek die dag by Christus uitkom, het ek omtrent al my vriende verloor, behalwe een, wat nogal sterk by my gestaan het, deur alle tye tot vandag nog. En ek sê, ek het maar net my Christus lewe begin leef. Ek het hulle verloor, in sekere opsigte, maar ek het hulle later teruggekry. Want hulle soek ook die waarheid. Hulle ken dit nie. Maar die Here het my in daai vriendekring gered, en ek het 'n verhouding met hom, om aan hulle Christus te toon. En hulle
het met die tyd almal teruggekom. En saam met my die Here begin dien, omdat ek bereid was om die gewone pad van geregtigheid saam met die Here te stap. So, dit is soos ek dit nou gedoen het in my lewe, en ek dank die Here daarvoor. So, die Here sit ons elkeen op 'n ander plek. Hy het my nou in die bediening gesit. As hy dit nie gedoen het, ek seker hom lank al nie meer gedien nie. Want hy het geweet, hy moet 'n ding op my juk op my nek sit, om my om te bly. 'n Ander ou doen dit makliker, want hy het 'n ander tipe persoonlikheid. Maar, jy vra oor hoe moet ek optree hierso? Stap die pad van die Here. Moenie vir hulle loop en aanstoot gee nie, wees lief vir hulle. Ja. Dat jy by jy loop 'n krap aan elke ou nie, hey, jy's dit, toe ek tot bekering kom, het ek die mense van my af weggepreek, ek neem hulle nie eens kwaadlik dat hulle geloop het, en sê, hey, jy moet jou tot die Here bekeer, weet jy nie eens wat dit beteken. Ja. Maar met die tyd verander die Here jou hart, en hy help jou, om soos hy te wees, en hy gee jou genade, want hy is mos lief vir ons. Ja. En hy verander jou. Ek kan myself nie heilig maak, hy moet dit doen. Hy moet kom, goed uit my uithaal, swaar kry, my maat, het vir my gehelp om my te gedra, om nie sommer ander mense te loop en veroordeel en sulke goed aan te vat. Want ek dink so aan St. Francis van Assisi, hy het gesê, preach the gospel daily, if necessary use words. Ja. Ja. Dit is nogal kragtig. Dis reg. As dit nodig is, gebruik woorde. Die res, jou lewe moet dit wys. Ek het eendag vir 'n ou gesê, nog voordat jy gepreek het van 'n kansel af, het jy klaar gepreek, want die mense kyk jou lewe. Ja. Paulus sê, ons is 'n lieflike geur in hierdie wêreld van God. Ons sprei die geur van Christus hier uit. Almal begeer dit. Ja. Almal wil dit graag hê. En dit is nou ons voorreg om die Christus lewe te lei, sodat ons saam met hom kan leef. Baie interessant. Ek sal nooit vergeet nie, 'n sekere ou Jimmy Swaggart, hy het ook droog gemaak in sy lewe, maar hy het voor die wêreld erken, ek het gesondig. En hierdie ou, ek was by die dienste van hom in Johannesburg, in 'n groot plek, en hy het een ding, ek kan nie eers sy preek onthou nie, maar hy het een ding gesê wat my soos 'n hamer getref het. Hy praat oor Suid-Afrika met sy verskillende kulture, né? Ja. Hy sê, maar jy moet onthou, daar's 'n Christus natuur. En hulle wat hom aangeneem het die Christus kultuur. Maak nie saak wat 'n kleur jy is, wat 'n taal jy is, jy het die Christus kultuur. Ja. So daar's 'n leefwyse in Christus wat ons moet leef. So laat ons opstaan en dit doen. Ja, en ek dink ons het begin, dit is te sê, spandeer tyd met die Bybel, bid. Daar is jy 'n plaasvervanger vir dit. Iemand anders kan nie die Bybel vir jou lees nie. Jy moet dit self doen. En dissipline is 'n wonderlike ding. God is 'n God van dissipline. Ek dink maar aan my eie lewe, as ek soggens 4:30 opstaan en begin met my stilte tyd, is my hele dag deurmekaar. Ek het nou al gesien as ek kan nie eens vakansietye dit nie doen nie. As ek ek moet nie laat slaap nie, want dan is alles deurmekaar, is ons op my hele wese deurmekaar. My hele gemoed is deurmekaar. Ja, ek is nie reg nie. Ek het dit nodig. Want nou ons wat nou in bediening staan, dis nie dat ons anders is as ander mense nie, want party mense dink ons is anderste, maar dis nie waar nie. Ons is almal dieselfde, ons almal bedien, waar jy ook al is. As mense al ooit vir jou vraag oor Jesus gevra het jy bedien. Het jy nodig, as hulle ooit vir jou gevra het, bid vir my, het jy al bedien. As iemand spesiaal is, baie al gedink oor die roeping, of die Here nou regtig besluit het, Dani Bason moet 'n pastoor wees of wat. En toe, wat by my hart opgekom het, is basies wat ons nou oor praat. Ek het my so beskikbaar gestel van hom, dat ek soveel van hom in my gekry het, sodat ek soos hy begin lewe het, en toe ek in die bediening. Ja. Verstaan jy? Ja. Dit gaan oor hoeveel tyd ek spandeer, hoeveel ek kan gee. As ek nie R1000 het nie, kan ek dit nie vir jou gee nie. Ja. As ek nie Christus het nie, kan ek dit nie vir 'n ander ou gee nie. So ons verhouding met die Here is ontsettend. Dit is die opstaan en lê van ons bediening, van ons lewe om by God uit te kom, is om 'n verhouding met hom te bou. En as jy moet lewe van die bietjie kos wat jy gaan kry in 'n kerk, gaan jy dit nooit maak. Ja. Dit wil ek nou sommer reguit vanaand sê.
Jy moet eintlik nie kerk toe gaan vir jouself nie. Baie ouens sê, ja, maar ek wil iets by die kerk kry. Hy het ons geroep om iets daar te gee. Ja, amen. Ja, hy het ons geroep om, ek moet daar inkom. Ja. En ek moet Gereed sê, Jessie man, weet jy, die Here het vir my so 'n mooi ding gegee hierdie week. Al was dit 'n voorbeeld in jou lewe wat gebeur het, of sulke goed. Ek sit nou die aand, nou die dag toe ons by die see was, 'n tyd terug, sit ek en ek sien, ek gooi sommer brood vir die kokkies, hulle kom, hulle is nou so gewoon daar by die kampplek, om by mense gee vir hulle kos. En jong, en daar is so drietjies van hulle. Enetjie het eers 'n tydjie geëet en toe gaan hy, hier kom hy met 'n chommy saam met die lankie, toe kom maar nog een. Dit is so 'n paar. In die volgende oomblik kom daar 'n klomp mossies. En hulle kom storm hy plek en hulle jaag daai kokkies weg en hulle vreet al die kos op. Toe dink ek, jy weet, toe sien ek so in dit wat in hierdie wêreld aan die gang is. Hier kom nou twee oordentlik is en hier kom storm 'n klomp kwaaddoeners in en hulle ja almal. Hoekom ek dit vertel is ek het Christus, die wêreld en alles daarin gesien. Want my hele lewe gaan oor wat God vir my gedoen het. Wat kan ek vir ander mense doen? Hoe kan ek help? Hoekom? Ek het 'n verhouding met die Here, want dit is sy hart. Hy het gekom sodat ons lewe kan hê. Hy het gekom sodat ons kos kan kry. En daar gaan mense kom wat ons wegjaag. Laat hulle maar jaag. Môre oor môre, dalk kry ons dit reg, hulle ook maniere kry en kokkies word. Ja, want hulle Daniel, almal het 'n behoefte daarna om liefgehad te word, nee. Maar dit is nie altyd so maklik om almal lief te hê nie. Ja, die Here is ons vyande ook lief is. so dit is nie maklik nie, maar as mens kyk wat die Here gedoen het en as mense die Bybel gaan lees, al die verhale wat Jesus, selfs die mense wat die fariseërs, ek dink as jy kyk die mense wat langs hom op die kruis selfs was, wat hom uitgevloek het en self gehou het, ek vir hulle ook genade gehad, so ek dink as ons kan genade hê vir ons vyande, dan kan ons ver kom en die Here sê dat ons naaste lief hê soos onsself, maar dan praat hy later ons die naaste lief hê soos Jesus ons lief het, en dit is nogal so 'n moeilike een, want baie mense is eers onvoorwaardelik. Ja, baie mense is vir hulle self lief, nou moet jy vir ander mense gaan lief hê soos Jesus, en dit is as ons daai kan regkry, dan kan ons die wêreld verander. Maar ons moet ook net sê, om iemand lief te hê beteken nie sy sonde lief nie. Nee. Jy die persoon lief, verby die sonde. Jy kyk nie in die sonde vas, jy kyk in die persoon vas. Ja, want ons almal was daar. Ja, as ek baie kere mense sien en ek sien hoe hulle optree, dan sien ek die mooi in daai ou se lewe. Nie die verkeerde goed wat hy doen nie. Ek sien dat agter daai skans sit 'n siel. Sit iemand wat God nodig het. Sit iemand wat eintlik 'n mooi lewe het, 'n mooi hart het, maar die lewe het hom al so verniel dat hy 'n ding opgebou het om hierdie ander mens voor te hou om te wys wie hy is. Maar ons wat in Christus is, ons staan terug. Hy sê vir Paulus, my genade is vir jou genoeg. My krag word in swakheid volbring. Daarom sê Paulus, ek het 'n behaag in swakhede, sodat Christus in my kan woon. Ja. So ons lewe uit Christus en ons probeer nie nou iets voorhou wat ons nie is nie. Ons bring net dit wat Christus in ons belê het, bring ons net voorkant toe. Daar wat jy gesê, dit wat daai strome van lewende water, dit, maar as ek het globaal elke dag het ek niks om te gee nie. Heeltemal reg, as ek iets het, kan ek dit nie gee. Ja. Dis ontsettend belangrik dat ek moet dit hê om dit te kan gee en ek moet dit iewers kry. As jy 'n saad gaan plant, dan vat dit 90 dae die vinnigste groentes om van te oes, né? Ja. So is dit, moet ons daai saad in ons plant sodat dit 'n vrug kan dra. Die vrug van Christus kan dra, want ons is mos gebore uit 'n onverganklike saad van God en suiwer saad van God. So ons moet dit vertroetel sodat hoe maak ek as ek 'n saad plant? Draai om 'n loop, ek kom oes na 90 dae. Nee meneer. Jy moet onkruid uittrek. Jy moet water gee. Jy moet al die gouwe spuit om hom van te keer laat hy nie siek word. Jy moet hom kunsmis gee. Dit is die saad wat in ons geplant het. Die verhouding met God is die lewende water, die lewende voeding van God, is mos ingeënt in die wynstok. Laat hy deur ons kan vloei en dan die vrug
voortbring. Dit is interessant, jy noem nou van die onkruid, maar daar is 'n skrifgedeelte waar Jesus ook sê, wat hulle die onkruid wil uittrek, die engele, dan sê hy, nee, los dit, Ja, maar sodat hulle wortels kan sterker groei. So as baie keer dat ons die onkruid om ons nodig, ja. sodat ons kan sterker in Christus groei. Maar dis nie lekker nie. Nee, Ons sal eerder die onkruid wil weggehaat het, dat hulle nie daar moet ja, wees. ek dink baie ouens maak die fout, as ek nou die Here begin dien, dan moet dit nou net met my goed gaan. Dit is nie so nie. 'n babietjie wat gebore word, omdat hy word 24 uur opgepas. As sy ma word in die nag wakker, as hy slaap, om net te kyk, haal hy nog asem. En daai Maar kind later- raak ook siek. Maar later, as hy hier in die nag moan, dan sit jy jou hand op sy stert, laat hy kan luister en slaap. Wat gaan met jou aan, vir jou kom vol nonsens hou jy nie. Dit is ons, soos ons in Christus groei, en groot mense word. Daarom sê Petrus, verlang dat die onvervalste melk van die woord van God, en tyd spandeer met die Here, bid, die Bybel lees, daai goed, help ons om te groei in Christus en sterk te word. Ja, dat is my so, ek sê dit altyd vir die kinders, daar is so 'n ou liedjie wat ons mos altyd gesing het, lees jou Bybel, bid elke dag. Nee, as sê ek vir hulle, ja, ons moet eintlik so sing, lees jou Bybel, bid elke dag en doen dit wat jy gelees het. Want partykeer lees ons die goed en dan wil ons dit nie doen nie. Ons stop net daar. Dit is mos nou makliker om te lees. Baie mooi om te lees. As verhouding reg is, dan leef ons dit. Ja, Want dan gaan dit nie uit 'n moed nie, dit gaan uit 'n begeer. uit 'n verhouding uit. En hoe meer ons aan hom tyd spandeer, hoe meer spandeer hy in ons tyd. Ja. Want sy tyd hy's 100% op ons gefokus, dit hang af hoe ons fokus, Ja. om by hom uit te kom. So, dis maar waaroor dit gaan. Ons moet 'n verhouding met die Here hê. Dit help nie ek het my bekeer en ek leef my ou lewe nie. Dan kan ek dit maar los. Ja. Jy verloor dit. Hy het die saad, daar was 4 soorte saad, op plekke waar saad gesaai is, op die pad, langs die pad, in goeie grond, wat 'n klomp dussels het toegegroei het, en dan in die goeie grond het die ander 30, 60 en 100voudig voortgebring. Ja. So dit hang van ons kant af, wat ons doen. Ons het die wonderlike saad gekry, maar ons moet sorg, dat ons by 'n plek kom waar dit kan nat gemaak word. Ons moet sorg, dat ons 'n verhouding met die Here het, dat hy ons kan hierdie saad laat groei, sodat ons bome kan word, waarin die voëls van die hemel kom nes maak. Ja, dis interessant, hy sê ook daar, en die voëls het die ander saad kom wegsteel, so ons moet pas op, dat die duiwel, want wie is daai voëls? Ja. Die duiwel in sy mag, dat hy nie die saad kom wegsteel, Ja. die grond moet reg wees. Ja. Ons moet ons harte reg maak vir hom. Ja. So daarmee moet ons ongelukkig afsluit, en ons gaan, as die Here wil, volgende keer gaan ons praat van hoe groei ek in 'n gemeente? Het ek regtig 'n gemeente nodig? Ja. Vrede en seën vir julle. Seën vir julle, baie dankie. Seën vir julle, vrede.